Goeiemôre. Baie welkom by hierdie uitsending. Bly dat jy ingeskakel is. Wonderlik dat ons weer hier by mekaar kan wees rondom die Here se woord, die waarheid. Dis in hierdie pandemietyd wat mense moeg en ongeërg raak. Iemand sê nou die dag vir my dat hy moeg raak vir hierdie ding. Hierdie ding moet nou verbykom. Dis nou die pandemie, dit raak te veel. Vandag gaan dit oor die rus wat ons by God kry. Soos die afgelope Sondae is ons steeds besig met die saak vra na die wil van God. En dis nie die Heilige Gees wat ons die wil van God laat soek en doen. Van nature vra mense nie na die wil van God nie. Kom ons vra dit van die Here en ons bid ook om sy seën. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U ons geseën het. Ons dankie vir die genade en vrede wat U ons skenk. Ook in hierdie tyd waarin ons lewe. Ook in hierdie tyd wat die pandemie, die virusinfeksie al nader en nader na ons kom. Dat het by ons is. Ons bid Here dat U ons nou vrede sal gee. Dat U ons rus sal gee by U. Seën ons daarmee, Heer. Seën ons om ook in hierdie tye werklik te vra na U wil, dat ons by U sal uitkom, by U ons rus en vrede sal vind. En dat ons U wil sal bly doen, waarvan dit nie. Mag ons harte nou stil, sodat ons die woord kan leer. Vergewe ons sonde, sodat ons met oop gemoed kan luister na wat U wil vir ons lewe. En dank U dat ons in Christus verlos is, dat ons by U kan staan en in Christus vrygemaakte mense. Ons prys en loof U naam, O Heer. Amen. Die wil van God, het ons gesien, word in die 10 gebooie duidelik uitgestippel deur die Here. Ons het gesien dat dit in die eerste 3 gebooie gegaan het oor God wat alleen aanbid wil word, dat hy in gees en in waarheid aanbid wil word, en om dit te kan doen, dat sy naam nie ligtelik gebruik moet word, maar dat sy naam verkondig moet word. Vandag in die 4de gebod gee die Here ons 'n lewenspatroon, sodat ons dit alles behoorlik kan doen. Die 4de gebod klink so: sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Dr. Zacharias Ursinus, die skrywer en samesteller van die Heidelbergse Katekismes, gee 'n uitstekende opsomming in sy kommentaar oor die Katekismes, oor hoekom die Here hierdie gebod oor die onderhouding van die Sabbat so duidelik en so presies vir ons gee. Hy sê dat ons hierdie gebod moet nakom, omdat eerstens die oortreding van hierdie gebod 'n miskenning van die aanbidding van God is. Ongehoorsaamheid aan die Sabbatsgebod lei dus vinnig tot die vervalsing van die leer en die aanbidding, vervalsing van die aanbidding van God. Dit lei dus tot die verbreeking van die eerste 3 gebooie. Die tweede rede hoekom hy sê dat hierdie gebod vir ons gegee is, die presiesheid waarmee die Here hierdie gebod gee, dui op die grootheid en noodsaak van die saak wat beteken word hiermee. En dit is die geestelike Sabbat. En die derde rede
is dat die uiterlike nakoming van die gebod bydra tot die proses waarin ons groei in hierdie geestelike rus wat die Here vir ons wil gee. Onmiddellik, wanneer mens dit hoor, kom ons Here Jesus Christus se hantering van die Sabbat na vore in sy lewe hier op aarde. Dis hoekom Jesus so direk in stryd met hierdie fariseërs gekom het oor die Sabbatsviering. Jesus het mense gesond gemaak, koringare gepluk en ja, gewerk op die Sabbatdag. En as die fariseërs teen hom opgetree het, omdat hy of sy disippels die Sabbat ontheilig, sogenaamd, het hy hulle liefdevol vermaan dat die mens nie vir die Sabbat gemaak is nie, maar dat die Sabbat vir die mens gemaak is, en dat hy, die Here Jesus, daarom die Here is, ook van die Sabbat. Daarom, waaroor gaan dit as die Here ons gebied om die Sabbatdag heilig te hou? Dit lê in die woord Sabbat. Sabbat beteken letterlik om te weerhou, eenkant te hou, om op te hou, te staak waarmee jy besig is. Sabbat beteken in wese rus. Die rede vir die gebod lê in die voorbeeld wat God gestel het by die skepping van die wêreld. Dit lê in die feit dat hy gerus het nadat hy die hele wêreld gemaak het. Kom ons kyk daarna in Hebreërs 4, vers 1 tot 11. Ons lees saam. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het, toe het ek in my toren 'n eed afgelê en my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees. As Josua al in die rus wat ingaan het, so God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom. Ons lees tot sover. Hoe jy oor die Sondag dink en hoe jy Sondag deurbring, berus op jou siening van wat rus in die Bybel beteken. Kom ons kyk daarna. Wat beteken hierdie rus wat in die Sabbatsgebod geïmpliseer en duidelik gesê word eintlik, en die rus waarvan die Hebreërs skrywer praat? Wat beteken hierdie rus? Hierdie rus waartoe ons in die gebod geroep word, is nie bloot net om te herstel van werk en om vir die nuwe werk wat in die week voor te berei. Dit gaan beslis ook daaroor, oor liggaamlike rus, ja, maar rus is meer as net dit. Ware rus is 'n ingesteldheid, 'n toestand van die siel, wat mens dit so wil sê, om in God rus te vind, om God jou ruspunt te maak. Wat is hierdie rus van God? God het nadat hy alles gemaak het, alles voltooi het,
afgehandel het, gerus van al sy werk. En daarom het hy die Sabbat ingestel. God se rus sê iets van afgehandeldheid, van voltooidheid, dat daar niks meer nodig is. Wanneer jy rus, waarlik rus, dan erken jy dat al jou strewe en jou werk as sodanig niks verwag. Dan beteken dit dat jy in die wêreld by jou laat verbygaan vir so 'n tydjie in erkenning God sal sorg. Egte rus vra erkenning van jou eie onbekwaamheid. Dis 'n oorgawe aan God se pad en manier met jou. 'n viering van die wete dat seëninge alleen uit die hand van God kom. Dat hy jou in alles sal versorg. Dis waarop die belofte van rus in Hebreërs 4 wat ons gelees het dui. Die rus van God dui daar op die land Kanaan, dat hy dit as 'n vaste woonplek vir sy verbondsvolk sal gee. Dis egter duidelik dat dit op meer as net die geografiese Kanaan dui. Die rus is uiteindelik iets hoër en meer. Daar staan in Eksodus 31 vers 13 dat die Sabbatdag 'n teken is tussen God en sy mens. 'n teken dui op iets wat nog gaan kom. In die Ou Testament skep die Sabbatsviering 'n afwagting op iets wat die Here nog gaan bring. Die rus van God het gekom in Christus Jesus ons Here. Hy het ons verlos uit slawerny, die slawerny van die sonde. Hy is die weg wat deur die woestyn van die lewe vir ons lei na die Kanaan wat die ewige lewe is, waar daar rus sal wees. Rus is om niks te hê wat tussen jou en God staan. Daarvan was die Sabbat in die Ou Testament 'n afbeelding. En daarvan is die Sondag wat ons nou het 'n viering. Want in Christus is ons nou alreeds in die rus met die afwagting en verwagting dat dit volkome sal wees wanneer hy weer sal kom. Hoe dan nou met Sondag? Moet daar wetgewing wees om Sondag te heilig? Dis nie noodsaaklik nie. Dit help jou as gelowige net om Sondag maklike reg te gebruik, dit is waar. Sondag is nie bloot net 'n dag waarop jy nie mag werk nie. Dit is nie bloot net 'n dag waarop jy lui lekker niks moet doen. Ook nie heiliger as ander dae. Alle dae is heilig en moet tot God se eer gebruik word. Dis meer as net dit. Sondag is 'n herinnering daaraan dat jy jou rus in God moet vind. 'n dag wat daar is om as hulpmiddel te dien, as jy wil, om jou te herinner, jou rus is eintlik om God. 'n dag wat jy eenkant moet sit, om te onthou dat God jou onthou het, toe hy Jesus Christus gestuur het, om jou met hom te versoen. 'n dag waarin jy moet onthou, wat hy alles gedoen het, en ook veral vir jou gedoen het. 'n dag waarin jy moet onthou, dat Jesus gesê het, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle geloof. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, veral in hierdie tyd, van hierdie pandemie en ook van die inperking, bid ons vir hierdie rus, wat U vir ons gebring. Deur Jesus Christus ons Heer. Ons dank U dat ons in U waarlik kan is. Dank U Here, dat ons veral in hierdie tyd
ook terwyl ons in die is, mense na u toe kan bring, wat hierdie rus baie spesifiek nodig het. Dis al die mense wat op die voorste linie, in die voorste linie werk het. Al die mense wat moet sorg dat die siek mense, ook die mense wat siek word van COVID-19, versorg is en gesond kan word. Ek bid dat u met al die medische personeel sal gaan, dat u hulle sal bewaar, en krag sal gee. Ons bid dat u vir hulle veilig by u sal vashou, en ook vir hulle mense veilig by u sal vashou. Ons dank die Here vir soveel mense vir wie u gesondheid en lewenskrag begin teruggee. Mense wat siek was, in die hospitaal was, wat ook nou aansterk en gesond kan word. Ons bid dat u hulle volkome gesondheid sal gee. Ons bid ook vir al die mense wat nog behandeling moet ontvang, vir siektes wat gediagnoseer is by hulle, dat u vir hulle ook krag na kruis sal gee, dat u hulle sal sterk maak, gesondheid en hulle sal bly gee. Ons dra veral op aan u almal wat met die COVID-19 virus gediagnoseer is, dat u met Karel Trudie se suster Fatie sal gaan. Dankie dat u gesondheid besig is om terug te gee. So ook vir Leon die Oberholzer, en ook Rihanna Potgieter en haar twee dogters, Diana en Anessa, ook Lenet Robert, Rihanna se tweeling suster. Ons bid dat u hulle sal seën en bewaar. Ons bid vir die Bruce Daan Pretorius, en ook Antoinette en al hulle hele gesin. Ons bid dat u hulle ook gesondheid en lewenskrag sal bly gee. Ons dra aan u op vir Kobie Kutsie, wat met COVID-19 in die hospitaal opgeneem is. Ons bid Here dat u vir hom en vir Sari en al hulle mense krag sal gee, en dat u hom gesondheid sal gee en hom sal herstel. Weet dat hy in die hoë risiko ouderdomsgroep is, en dat hy ander onderliggende siektes het, weet dat u hom gesondheid en lewenskrag sal gee. Ons vra ook, Here, dat u met almal sal wees wat hulle werk verleer het in hierdie tyd in ons gemeente en daarbuiten. Dat u hulle baie vrede en rus van u sal gee, en dat u vir hulle weer werk sal gee. En ons dank u dat u gebede verhoor het, en ook vir soveel mense weer werk gekry het. En ons is dankbaar vir al die wonderlike seëninge waarmee u ons, elkeen afsonderlik, maar ook ons as gemeente geseën het. Dankie Here dat ons mense kan help met kos, dat ons kospakkies kan pak, en ons vra dat u ook daar hulp sal gee, en ook die middele sal voorsien, sodat ons kan doen, volhoubaar kan doen. Maar, Here, ons vra dat u ons elkeen in hierdie tyd met u liefde sal omvou en moed sal gee, dat u ons gebede sal verhoor, en dat u ons uitkoms sal gee op u tyd. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Onthou asseblief om die nuusbrief te lees, daar's baie belangrike sake wat daar gegee word. Lees dit asseblief, leef mee, bel die mense wat bejaar, bel die mense wat siek is, ondersteun hulle, veral as jy hulle ken, maar bel hulle. Leef dit mee, en sodat ons ook die eenheid wat ons in Christus het, werklik kan ervaar, dat ons werklik, soos die skrif sê, gelyke sorg vir mekaar sal bring, dat ons vreugde sal deel, en dat ons leed sal deel. Gedeelde leed is halwe leed, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Kom ons doen dit met oorgawe, veral in die tyd dat ons nie Sondag in die kerkgebou by mekaar kan kom en te aanbid.
Wees getrou daarin, om as gesin of daar waar jy alleen is, die Here te aanbid. En as daar mense saam met jou kan wees, en as jy mense saam met jou kan hê, wil dit nie onnodiglik doen nie, aanbid saam met hulle, versterk mekaar in hierdie tyd. Pas jouself en die mense om jou op. Vrede.